Ons is vanoggend hier by mekaar in liefdevolle herinnering aan Beatrice Maria Skabort, gebore die 8ste Augustus 1937, oorlede 22 Junie 2025. In my nadenke oor vanoggend was daar aanhaling van D.L. Moody wat die hele tyd in my kop rondgedraal het. Hy het by geleentheid blykbaar gesê, eendag sal julle in die koerante lees dat D.L. Moody van East Northfield dood is. Moet dit nie glo nie. Op daardie oomblik sal ek meer lewendig wees as ooit tevore. Op hierdie manier het D.L. Moody iets probeer weergee van sy diep geloof oor die ewige lewe. Soos wat die kerk dit deur die eeue heen glo en bely. En ek glo dis ook die waarheid wat vir ons vanoggend hier as gelowige familie en vriende van Tannie Betty, dat ons dit ook as troos en bemoediging kan vind. Al is ons hier by hierdie geleentheid 'n roudiens, 'n dankdiens, saam omdat Tannie Betty deur die dood van ons af weggeneem is, kan ons weet, as ons dan vir Moody se woorde kan aanhaal, kan ons weet as gelowiges, en ook omdat ons weet Tannie Betty 'n gelowige was, dat sy op hierdie oomblik meer lewendiger is as ooit tevore by God. En ja, ons is hartseer oor ons verlies, elkeen van ons op ons eie manier, met ons eie herinneringe. Maar ons is ook dankbaar. Dankbaar vir die Here, dankbaar vir sy troos, dankbaar vir die 87 jaar wat hy vir Tannie Betty vir ons gegee het. Wonderlike genade. Ons is dankbaar ook daarvoor dat ons weet dat die Here elkeen van ons by die naam ken, dat hy ons harte en ons gedagtes ken, dat hy ons herinneringe ken, en dat hy daarom ook deur sy woord en gees ons vanoggend hier wil troos. Kom ons raak stil voor die Here. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jou voet struikel nie. Jou beskermer sal nie insluimer in slaap nie. Kyk, die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Amen. Geliefdes, die Here groet elkeen van u. Genade, barmhartigheid, vrede, kom van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Kom ons aanbid dan ook die Here met 'n wonderlike lied, lied 464, soos wat hy op die blaadjies aangedui is, die 2 verse. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou. En dit wat daarop volg. Kom ons sing dit saam. My God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe iedere dag dag so onderhou, dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. O Here, ek
sien die veld, die bosse, berge, vlaktes, hoe fluister grasse, stroom en wind, o Heer, die son, verklein, vergroot vir alles, en die sorgdag, na nacht vir my kind, dan moet ek juist my redder, my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, van die hele skepe klink dit saam. O Here, gee die grote naam. Ons skriflesing vir vanoggend kom uit 2 Timoteus hoofstuk 4. 2 Timoteus hoofstuk 4. 'n redelike bekende gedeelte. Voor ons dit saam lees, kom ons bid saam. Ons hemelse Here, hoe wonderlik om te weet, wanneer ons hier saam is, dat U ook hier in ons midde is. Here, wanneer ons so tot U eer mag sing, U wat skepper is van hemel en aarde, ook van ons as mense. U wat ons elkeen op 'n besondere wyse geskep het, elkeen na U beeld. Meer nog, Here, U wat vir ons so oneindig lief gehad het, dat U U seun na hierdie wêreld gestuur het, sodat ons kan lewe, sodat die bande van die sonde gebreek is, sodat ons vanoggend, wanneer ons hier saam is, met vrymoedigheid na U genade troon mag gaan. Here, U is vir ons so goed. U liefde, U genade, U troue sorg in ons lewe. Al is ons vanoggend hier saam in hartseer, verlies, is dit ook met 'n stuk dankbaarheid, Here. Dankbaarheid vir dat ons, elkeen wat hier is, dat ons vir Tannie Betty kon ken. Dankbaar dat U vir haar vir soveel jare gespaar het. Dankbaar dat ons kan weet dat sy ook U geken het en gedien het. Want Jy is daar by ons troos ook vanmôre, Here. Dankie. Dankie dat ons saam kan wees in U naam. En is ons gebed, Here, dat U vir ons vanoggend deur U woord en deur U Gees sal troos, sal bemoedig, sal versterk. Nie net vir vandag nie, maar ook vanmôre en die dag daarna. Help ons dat ons U teenwoordig sal beleef, ook nou hier. In Jesus naam. Amen. 2 Timoteus 4, bekende gedeelte. Hy begin met: ek vermaan jou ernstig voor God en Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies gaan oordeel, en ook met die oog op sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord, hou tydig en ontydig aan, weerlê, bestraf, bemoedig, in alle geduld en deurlering. Want daar kom 'n tyd wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle ore gestreel wil word deur wat hulle hoor, sal hulle vir hulle self leermeesters na eie begeerte uitsoek. Hulle sal hulle doof hou vir die waarheid en hulle tot versinsels wend.
Maar bly jy in alles nugter, verduur jou lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, beoefen jou bediening voluit. Want ek word reeds as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my dood is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou. Nou wag die oorwinningskraans van geregtigheid op my, wat die Here die regverdige regter op daardie dag vir my sal gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat sy koms liefhet. Maar vir al die vers 7 tot 8, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou, nou wag die oorwinningskraans van geregtigheid op my, wat die Here die regverdige op daardie dag vir my sal gee. En dan gaan Paulus verder en dan sê hy, dit geld nie net vir hom nie, dit geld vir elkeen wat die Here Jesus se koms liefhet. Elke gelowige wat vashou aan die feit dat Christus kom eendag weer. Dan die laaste klomp tyd nogal baie oor die dood gedink, soos wat dit maar met 'n mens gaan, as jy ouer word en jy ook sieker word. En sy dan ook, een van ons laaste gesprekke was juis hieroor. En ek kan ongelukkig nou nie die detail besonderhede van daai gesprek lekker onthou nie, maar ek weet wel dat sy baie duidelik te kenne gegee het, dat sy is gereed om haar Here te ontmoet. Dat sy eintlik graag wil hê die Here moet haar kom haal. Sy het die wedloop voltooi. Sy het die geloof behou. Sy het haar oorwinningskroon van geregtigheid ontvang. In hierdie paar verse wat Paulus hier skryf, is daar nou nogal 'n besondere, hy gee vir ons 'n besondere perspektief op die dood. Maar ook eintlik op die lewe van 'n kind van die Here, en dan ook hoe hy kyk na die lewe hierna. Eers net sommer hier by hom, Paulus kyk rondom hom. Hy sit in die tronk, dis sy laaste finale gevangenskap. Dis letterlik sy laaste brief wat hy skryf. Mense sou dit seker sy geestelike testament kon noem. Paulus het nie hoop dat hy weer vrygelaat sou word nie. Hy sit in 'n koue sel in boeye, en omdat hy weet dat sy einde naby is, gee hy as ware die bediening, die stokkie oor aan Timoteus. En hy moedig vir Timoteus aan om getrou te wees in sy bediening, om sy fokus te behou, om te onthou waarvoor hy daar is, om vervolging ter wille van Christus te verdra, om sy vertroue op die skrif te bly hou, om ononderbroke aan te hou om te midde van teestand die evangelie te verkondig. Dis waarvoor hy geroep is. Dis waarvoor ons as mense hier op aarde is. Paulus weet sy eie tyd het uitgeloop. Vir hom lê die stryd agter die rug. Hy het sy deel gedoen. Vir Timoteus lê dit voor. En is dan wanneer dat Paulus sy eie lewe, maar ook sy dood, as 'n voorbeeld kom voorhou vir Timoteus. Om vir Timoteus op die pad te help van die geloof. Om hom op die pad van die geloof te bemoedig en te versterk. Dis nogal 'n ander perspektief wat Paulus vir ons hier kom gee. In kort wil Paulus vir Timoteus eintlik maar net sê, dat ten spyte van alles wat jy dalk op hierdie wêreld en hierdie aarde kan beleef, bly die pad van die geloof verreweg die moeite werd. En dit is nogal aangrypend wanneer Paulus skryf oor die dood, in die aangesig van die dood, sy eie dood. Hy gebruik dan veral twee beelde, twee woorde wat geweldig betekenisvol is. Sedert daardie dag toe hy op die pad na Damaskus waar hy die Here ontmoet het,
het Paulus sy lewe verstaan as 'n lewende, heilige offer wat vir God aanneemlik is. Hoe skryf hy dit in Romeine hoofstuk 14 vers 8? Hy sê as ek lewe, dan leef ek tot eer van die Here, of as ons sterwe, dan sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Is dit nie presies die troos wat die Heidelbergse Katekismus vraag en antwoord 1 vir ons gee nie? Wat is my enigste troos in lewe en in sterwe? Dat ek in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hier op die vooraand van Paulus se eie dood is dit presies wat deur sy gedagtes loop, wat in sy hart leef. Daarom noem hy sy dood 'n drankoffer wat vir God tot God se eer uitgegiet word. Maar vir my die tweede woord wat Paulus hier gebruik is dalk nog meer betekenisvol vir ons vanoggend hier. Dit word in ons teks maar net vertaal met dood. Wanneer Paulus daar sê die tyd van my dood is naby. Maar dit is 'n geweldige interessante woord wat hy hier gebruik. Dis nie maar net dood nie. Die woord word op 'n klomp verskillende maniere gebruik. Dit is in die eerste plek gebruik byvoorbeeld vir wanneer 'n mens, as jy nou geploeg het of 'n dier wat ingespan was voor 'n wa, hierdie woord is gebruik om daai trekdier uit te span. Om die juk af te haal van hierdie dier se skouer af, sodat dit kan rus van hulle harde werk. Nogal 'n betekenisvolle gedagte. Maar die woord is ook gebruik vir wanneer 'n mens boeye losmaak. Paulus sit in boeye. Weereens 'n betekenisvolle woord. Dis gebruik vir wanneer jy tent opgeslaan het en jy die tentpenne begin uittrek, sodat jy jou kamp kan afslaan. Dis ook gebruik vir die losmaak van skeepstoue by die hawe, sodat die skip die oop oseaan kan ingaan. Sy huis kan vertrek. Dink 'n bietjie oor elkeen van hierdie moontlike betekenisse van hierdie woord. En die geweldige betekenis daarvan ook vanoggend vir ons by hierdie geleentheid. Paulus sê die dood beteken vir 'n gelowige uitspan. Rus. Rus van die laste, die lyding van hierdie wêreld. Rus. Ewige rus. Sonder siekte, sonder pyn, sonder lyding. Maar met hierdie selfde woord wil Paulus sê, maar dit beteken vir ons as gelowiges vryheid. Vir hom sou dit letterlik vryheid beteken, die boeye hy's vry van hierdie boeye waarin hy hom tans bevind. Maar dit beteken ook vry van die beperkings en gebrokenheid van hierdie lewe. Vry. Paulus skryf op 'n ander plek oor ons aardse tentwoning. En dan gebruik jy nou hierdie woord vir tentpenne wat opgetrek word, sodat ons tentwoning kan verruil vir 'n hemelse gebou met vaste fondamente. Ons ewige tuiste by God. Miskien mag dit dalk nie vir ons by hierdie geleentheid so voel nie. Maar vir Paulus beteken die dood nie die einde van die pad nie. Maar eintlik die begin van 'n ewige nuwe reis, die ewigheid in, saam met God. In die teenwoordigheid van God. Soos D.L. Moody gesê het, vandag meer lewendiger as ooit tevore.
Daar lê 'n geweldige troos vir ons vanoggend in hierdie gedeelte opgesluit, in hierdie woorde. Al beleef ons verlies en al beleef ons hartseer en verlange, plaas dit tog vir ons ook tannie dood as gelowige binne 'n bepaalde perspektief. Maar Paulus kyk nie net rondom hom na sy eie omstandighede waarin hy hom bevind nie, hy kyk op 'n manier ook terug op sy lewe en op sy pad. En soos wat die dood van 'n geliefde dan ook 'n mens konfronteer met jou eie lewe. Paulus gee vir ons so half 'n bietjie 'n besondere manier ook van kyk na die lewe van 'n gelowige elke dag. Hy gebruik hierdie bekende beeld wat 'n paar keer in die Bybel voorkom van 'n atletiek, 'n wedloop uit die Griekse Romeinse spelers van destyds. 'n Gelowige se lewe, sê hy, is soos die van 'n atleet wat eerbaar in die wedloop deelgeneem het. Dit vra oefening. Dit vra inspanning. Dit vra dat jy jou van sekere dinge weerhou ter wille van die wedloop en dinge wat jou in hierdie wedloop kan belemmer. Maar dis 'n goeie wedloop, sê Paulus. Dis verreweg die inspanning die moeite werd. Die dood is eintlik die wenstreep. Die uitnodiging, die spits of die uitmonding, soos 'n rivier wat in die see uitmond. Die spits van 'n kind van die Here se lewe. Elkeen wat die wenpaal bereik, so sê Paulus ook in hierdie gedeelte, kry 'n kroon. Die wedloop van die geloof, die lewe van 'n kind van die Here elke dag, dis nie 'n kompetisie teen ander mense en ander gelowiges nie. Nee. Elkeen stap hierdie pad saam met God. Dit gaan op die ou en daaroor dat jy die pad klaarmaak. Dis soos 'n marathon. Elkeen wat 'n marathon klaarmaak is klaar 'n wenner. Dit gaan daaroor dat jy volhard, dat jy die geloof behou tot die dag dat die Here weer kom, of die dag wanneer die Here jou kom haal. Mag dit dan ook waar wees van elkeen van ons se lewens. 'n Laaste gedagte. Paulus kyk nie net rondom hom nie, kyk ook nie net terug op sy lewe nie, hy kyk ook vooruit. En hy sien met verwagting, sien hy uit na dit wat daar vir hom wag as 'n kind van die Here. Die oorwinningskroon van geregtigheid, die lewe saam met God. Maar dan hoor ons ook hierdie wonderlike woorde, hierdie sekerheid. Dis nie net Paulus se nie. Dit geld vir elkeen van ons. Vir elke gelowige kind van die Here. Vir almal wat met verlange uitsien na Jesus se koms. Ons word vanoggend gekonfronteer met die vraag, ook waar staan ons? Wanneer dit kom ook by die einde van ons wedloop. In Hebreërs hoofstuk 12 het hierdie wonderlike beeld ook van die atlete, maar eintlik die beeld van die arena, die stadion. Ons lees in Hebreërs 11, dan lees ons nou eers van die sogenaamde, hy gee vir ons so 'n voelvlug deur die geskiedenis en hy praat van al die sogenaamde groot geloofshelde van die geskiedenis, Abel, Henog, Noag, Abraham. En hy vat hulle almal so deur. Almal wat te midde van moeilike tydjies teenstand en moeilike omstandighede steeds die geloof behou het. En as daar 'n mooi versie natuurlik wat ook sê, al het hulle nie belofte gekry terwyl hulle geleef het, het hulle met verlange dit in die toekoms gesien en daarna uitgesien. Want hulle het geweet ons is maar bywoners en vreemdelinge in hierdie wêreld. Ons eintlike tuiste is by God. Maar dan Paulus ook hierdie mooi beeld van al die gelowiges van die eeue heen, wat op die paviljoene sit, en vir ons wat nog hier is, aanmoedig. Die prentjie wat ek nou amper vandag dan ook het van Tannie Betty,
wat wil ons aanmoedig in die geloof en sê, dis uit en uit die moeite werd. Bly volhard in die geloof tot die einde toe. Laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oë gefestig op Jesus, die begin en die volëindig van ons geloof. Ons hemelse Here, baie dankie ook vir vanmôre, vir u woord. Dankie dat u vir Paulus ook op so 'n besondere manier gebruik het, dat ons ook vandag, waar ons met die dood ook weer gekonfronteer word, ook vanuit 'n ander perspektief daarna kan kyk, as gelowiges, dat dit vir ons hoop gee, Here, dat dit vir ons troos, dat dit vir ons bemoedig. Help vir ons elkeen, dat ons ook na ons eie lewe so sal kyk, maar ook ons eie dood, wat eendag ook op ons wag. Help vir elkeen van hierdie familie, vriende van Tannie Betty. Elkeen met hulle eie unieke verlies. Kom deur die Gees, Here, bring troos en bemoediging. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ek gaan vir u die begrafnis of die familiebrief net voorhou. Ons neem vandag met hartseer en dankbaarheid afskeid van ons mamma, ouma Grootjie. Ons dank die Hemelse Vader vir die voorreg om haar so lank by ons te kon hê. Vir ons as kinders was sy 'n bondgenoot wat gedeel het in ons lief en leed. Ons gun haar 'n hemelse rus en sal haar altyd in liefde onthou. 'n Knap vrou, is baie werd, meer as edelstene. Sy staan op as dit nog nag is, sy maak kos vir haar huisgesin. Ook haar werkers kry hulle deel. Sy het 'n oop hand vir armes. Sy is vrygewig teenoor die behoeftiges. Spreuke 31 vers 10, 15 en 20. Ons gaan die res van die geleentheid so 'n bietjie anders omdoen. Ek gaan Lanza gaan eers die bedankings doen. Daarna gaan Eike 'n huldeblyk doen en dan gaan ons afsluit met die oorwinningslied. Goeiemôre. Ek gaan my bes probeer. 'n Mens loop deur die lewe met 'n sak vol stukkies van jouself. Party mense het 'n vol sak, soos my ma. Op die pad deel jy uit liefde, omgee, deernis, wysheid, ondersteuning, empatie, gasvryheid. My ma se sak was spesiaal vol van gee. Gee sonder voorbehoud, sonder verwagting. Sy sal haar laaste sent gegee het as sy moes. Wat 'n voorreg om vandag dankie te kan sê aan 'n wonderlike ma. So 'n stylvolle en statige vrou, 'n regte lady. Sy het die mooi van die lewe so geniet. Het sy mooi plekke, mooi blomme, 'n mooi tuin, mooi klere en so kan ek aangaan. Mamma het ons van kleins af geleer wat reg en verkeerd is. Jy moet 'n pad met die Here loop, want hy weet die beste. Dankie dat jy vir jou kinders, jou kleinkinders, jou agterkleinkinders so verskriklik lief was. Jy was so trots op hulle. Dankie vir al jou liefde en respek, jou omgee vir pappa. Vir 65 jaar het jy hom voorwaar bederf en gekoester. Gaan rus sag by ons Hemelse Vader. Ons gaan jou baie mis.
Ons sal jou nooit vergeet nie. Ons gaan jou herinneringe koester. Ons het vrede, want ons weet, jy is by jou Piet, wat jy so gemis het. Begin met die volgende bedankings. Dominee Jackson, baie dankie vir so 'n mooi boodskap, vir jou besoeke in die hospitaal, vir Sondag, jou ondersteuning, dit word opreg waardeer. Vir Wilgerus Ouetehuis, Suster Erika, Suster Magouta, Zelda, wat so mooi na my ma gekyk het, en steeds na my pa gaan kyk. Riemland Kliniek, vir al julle diens, vir julle ondersteuning Sondag, dit word opreg waardeer. Lucretia, vir die pragtige blomme, hier ook in die kerksaal, dit was rarig wat mamma van gehou het. Surina, vir die lekker kossies wat ons lekker nou nog gaan geniet, baie dankie. Dan Carla van Wetsen, van die begrafnisondernemings, vir al die reëlings van die verrassing, van die blaadjie, en net die manier hoe jy ons as familie in hierdie moeilike tyd hanteer het. Ek waardeer dit regtig. Gerrit en Susan, wat sy huis altyd oop staan vir ons waardeer dit. Lydia en Saartjie, baie dankie vir wat julle vir die nonna beteken het. Saartjie het vir my ma 23 jaar gewerk. Sy het my ma geken en sy het net gedoen wat my ma van gehou het. Haitjie, vir jou huldeblyk, jy en ouens het 'n spesiale band gehad. Dankie. Oom Ollie, jy was my ma se nommer 1 dokter. Sy het net na jou geluister. Jy het so 'n mooi verhouding gehad. Jy het nie eers met haar geraas as sy rook nie. Dankie vir jou en Anita se liefde en omgee vir al die jare. Petria, my ma was vir jou baie lief. Jy is voorwaar 'n voorbeeld vir ons professie. Soveel deernis, omgee, liefde het ek nog in min mense gesien. Jy is kosbaar. Oom Mani, dankie vir alles wat ek weet nie eens waar om te begin nie. Jy is my pa se linker en se regterhand. Aan al die wonderlike mense, vriende, familie, wat deel was van my ma se lewe. Dankie aan elkeen van julle. Ek wil afsluit om vir laastens vir my pa dankie te sê. Mamma en jy het 'n wonderlike en vol lewe van 65 jaar saam gehad. Ek weet jy het altyd jou mooi vrou bewonder. Jy het haar lief gehad, jy het haar ondersteun, maar jy gun haar die rus. Dankie Papa vir alles wat jy vir haar gedoen het. Ons is so trots op jou. Ons waardeer jou vir wie jy is. Dankie. Hallo julle. Ouma was een van daardie mense wat jy nooit sal vergeet nie. Sy was sag, sterk, vol liefde en met 'n klein stukkie vonkie in haar oë. Sy het stilweg haar eie reëls gevolg, soos om skelm te rook wanneer niemand kyk nie. Maar dit was haar charme. Sy was werklik een van 'n soort. Ons sê met swaar harte, maar dankbare herinneringe totsiens aan ons geliefde ouma Betty. Ek wens ek kan vandag vir elke ouma deur ouma Betty se dade wys hoe 'n ouma moet wees. Ek het as 'n klein dogtertjie elke oggend saam met my pa uit plaas toe gery. Daar het ek rympies, liedjies, leer Sotho praat. Ouma Betty tot met 'n leer op in 'n hoë boom geklim om vir my ou klein babakaatjie uit te haal. Ons kon net op ouma Betty se skoot bestuur.
Al ons jare op koshuis het ouma Betty elke Woensdag met R5 vir ons gestaan en wag vir dorpsdag. Met haar wit murk, haar klassieke musiek, haar extra strong mints, het sy in die straat vir ons gewag, want sy wou nie op die grondpad met haar kar nie. Wanneer ons kollekteer oproepe van die koshuis tikkieboks af na 81-33349, ek dink daai nommer sal ons altyd onthou, gebel het ouma dadelik doodgedruk en ons teruggebel na die koshuisfoon toe. Sy het al Balkie se stories in die Rooi Rose vir ons gelees. En sy het die mooiste uitdingsstories vertel van fietjies en van arm kindertjies. My pa het as 'n klein seentjie eendag begin huil en gesê, nou moet mamma ophou om hierdie arm kindertjie stories te vertel. Vertel bietjie ietsie wat vroliker is. Ons het nooit by ouma Betty 'n bord kos gekry nie. Sy het vir elke kind hulle spesiale happies in 'n bordjie gepak. Daar was altyd vlaakoekies en sy het gesê ons moet vir oupa net 'n bietjie oorlos. Tropika en lychee sap was ons drinkie by haar. Sy het gehou van beestong, slakke en visstert in 'n visvorm maak. Haar koue kaassalade het sy altyd net bietjies in 'n glas gegooi en ons so stilweg van onderaf klein slukkies gevat as niemand kyk nie. Mense was vir ouma Betty baie belangrik. Ek dink almal se ou klein babietjies het ietsie gebrei by haar gekry. Tannie Nikkie, Tannie Bets en Tannie Sarina, julle het 'n besonderse vriendegroep gewees wat jare lank gekom het. En Tannie Isabel, wat elke middag by Willelaan 12 aangery het en daar kom kuier het by haar ou Beta. Ouma het nie haar potjiebrug gemis nie en sy het oupa elke Saterdag toegelaat om te kan tennis en rolbal speel. Sy was baie trots op haar beeste en op haar mooiste roostuin. Haar hond Appel was ook 'n baie lank deel van haar lewe. Later het sy teen haar wil nog 'n boerboel gekry. Sy naam was Spyker. Ons het gesê ons soek nie 'n Spyker nie. Ons het hom eerder Bismarck Du Plessis genoem. Sy het My Fair Lady en Sound of Music oor en oor gekyk. En as jy by haar 6:00 in die middag, laat aand by die huis gestop het, was sy voor die kassie en Igoli gekyk. Haar vriende sê dit was die heel lekkerste om 'n oujaarsdag by hulle te kuier. Jy kon net 'n vleisie bring. En hoe later die aand geraak het en hoe joliger dit was, het sy agter haar klavier ingeskuif. Tannie Bets Klaasen sê sy het ouma elke week ook haar toe gevat. Dit het hulle 2 ure gevat, want almal wou met ouma gesels. Sy was werklik 'n statige en stylvolle vrou, wie se elegansie jare lank gekenmerk het. Sy was 'n vrou wat nooit lelik gepraat het nie. Jy kon haar deur 'n ring trek. Sy was mal oor 'n jean, 'n beltjie en 'n streepies blousie. Oom Renier Bosman het eendag gesê, daar is nie 'n vrou op haar ouderdom wat so mooi lyk met 'n jean en 'n beltjie nie. Ouma Betty en oupa Petrus se huwelik was 'n inspirasie vir ons almal. 'n Lewenslange verbintenis wat die toets van tyd deurstaan het. Hulle was 65 jaar getroud en hulle het mekaar 70 jaar geken. Oupa was die heel eerste een wat vir ouma die see gaan wys het. Ouma het nooit voor ons gewys sy skaat vir oupa nie. Sy het nooit haar oë vir hom gerol nie. Ouma het altyd baie respek vir oupa gehad, ten spyte van sy streng roetine waarvan hy baie gehou het. Ouma het vir oupa bederf. Altyd 'n bakkie biltong voor hoofgereg. Dan kom sy spret op die opslaantafeltjie voor die TV. En ouma sou nie sy pudding vergeet het nie. Oupa het skelm 'n karavaan gaan koop. Hy het vir ouma gesê ons moet dit maar eers gaan uittoets. Ouma het vir 2 weke lank die karavaan gepak. Toe hulle terugkom, toe sê ouma, sy dink nie hulle moet die karavaan koop nie. Toe was hy reeds gekoop. En die wildtuin het hulle elke jaar gesien. Ouma se trots was haar kinders.
Elkeen het 'n spesiale plek in haar hart gehad. Mariska, jou prestasies het vir ouma baie beteken. En ek dink, sy het saam met jou elke nag jou graad deurgebid. Piet was haar seun, sy was vir hom baie lief. En ek dink hy was baie diep in haar hart. Lali, jy was die kleintjie en altyd styf langs ouma se rokvante vasgeklou. Vir al haar aangetroudes en haar kleinkinders was sy vreeslik lief en ons elkeen het 'n baie spesiale plekjie in haar hart gehad. Maar ek kan vandag met trots sê, ek was haar favourite. En ek sal altyd haar koning bly. Ons gaan ouma vreeslik mis. Haar sagte stem, haar raad, haar grappies, haar rookie agter die muur en haar diep liefde. Maar ons weet, sy het voluit geleef, sy het gelag, sy het lief gehad, sy het gesorg en 'n nalatenskap gelos wat ons vir altyd sal koester. Rus sag, ouma, ons sal aanhou pudding eet om jou te eer en dalk ook eendag 'n skelm rookie maak om jou te onthou. Dankie. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Here, die allerhoogste wat in die oor sy koninkryk regeer. Beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Kom deel nou in ons liefde, jou hande op daarbo, blaas wat sy, we staan op tromme, kom dans voor God se hof. Kom leef in die oorwinning van sy woord, waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. As die rots wat ewig staan. Ons gaan geleentheid gee vir die familie om uit te beweeg. Ons gaan mekaar weer hier by die Lykswaard dan kry. Wanneer ons vandag so hier by die fees staan, dan kom ons herinner mekaar ook aan die graf van ons Here Jesus, daar in die tuin van Josef van Arimatea. Die Sondagmôre toe die vrouens daar kom, was die klip weggerol, die graf was leeg. 'n Engel het vir die vrou gesê, moenie skrik nie, julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, hy is opgewek. Daarom vind ons die koers vir die woorde van Jesus wat sê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal leef, al sterwe hy ook. Elkeen wat lewe en in my glo,
sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Dames en here, eers is ons familie 'n geleentheid gee om 'n laaste gebed te betoon. En dan soos wat hulle klaar is, kan u vorentoe kom om ook die laaste totsiens te sê. Dankie.
Ek glo dit sal almal wees. Goed julle, terwyl die kus wegry, gaan dit vir ons voorgaan in die geloofsbelijdenis en daarna sal ons afsluit met 'n gebed. Ek kan in die harte soos volg ook saamstem. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Hemelse Here, wanneer ons dan ook hier vandag af weggaan, dankie vir die wonderlike belofte dat U met ons elke tree van die pad saamstap. Ons bid, Here, dat die genade van ons Here Jesus Christus, dat die liefde van God ons Vader, dat die gemeenskap van God die Heilige Gees met elkeen van ons sal wees en bly. Amen. Jy is baie welkom om sommer net af te beweeg daar na die kerksaal toe vir verversingsdae.